My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, weer vanoggend hier by julle met 'n boodskap wat van die Here af kom. Ek wil graag vir julle vra, hoe belangrik dink jy is dit om die vrug van die Heilige Gees in jou lewe te dra? Dink jy is baie belangrik? Of dink jy, ag, dit is nie so groot ding nie, ek moet net nie sondig nie. Nee, en ek moet so dan en wan Bybel lees en so bietjie bid, en dan sê ek, alright, ek gaan hemel toe. Nee, nou kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Ek wil graag vir ons hier in Matteus 3, dit is Johannes die Doper wat hierso praat. Matteus 3 van vers 7 af. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, dis Johannes die Doper, addergeslag. Yes, hierdie ou godsmanne was streng julle. Wat dink julle as hy sê vir mense addergeslag? Hy sê vir hulle, julle slange. 'n Adder is 'n slang. Julle slange. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Jy sien, hier is die groot ding. Baie mense sê, ja, ek is 'n kind van die Here. Ja, ek is 'n Christen. Maar hy dra nie die vrug nie. Hy slaan mense met die hand. Hy vloek hulle met sy mond. Nee. Hy praat kwaad van hulle agter hulle rug. Nee. Hy kyk na verkeerde goed op die internet. Nee. Bedink slegte dinge teenoor ander mense, want die wiel draai en hierdie ou om te nagkom en daai. Nou kom Johannes die Doper en hy sê, addergeslag. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. So om vrug te dra wat by die bekering pas is baie belangrik. Nou sê hy, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Nou, in daai tyd het hulle gesê, ons is kinders van Abraham. Weet julle wat sê ons vandag? Ek is 'n Christen. Nee, okay. Moenie dink om te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. En nou kom hy in vers 10, en hier raak Johannes die Doper nou baie ernstig met mense wat nie vol van God se liefde is nie, en nie die vrug van die Heilige Gees dra nie, soos wat die woord deur die Heilige Gees in ons harte werk, né? Hy sê, die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Hoor gou hier julle? Elke boom, julle, as die woord van die Here van bome praat, praat hy van mense. Dis mense. Hy sê die byl lê teen die wortel van die bome, om hulle uit te kap, as hulle nie die goeie vrug van die Heilige Gees in hulle lewens het nie, maar hulle dra hierdie slegte vrugte. Nee, hoor nou hier. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou wat dink julle is daai uitgekap en in die vuur gegooi? Die Here sê, ek gaan laat hy sy asem uitblaas en hy sal hel toe gaan. Julle vrug is so uiters belangrik in ons lewens, en om nie slegte dinge van mense te dink nie, of iets in jou hart te dra teenoor iemand anders nie. Net nou word jy dalk uitgekap, omdat die liefdevolle vrug van Jesus Christus dalk nie in jou is nie. Nou kom hy en sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Julle, Johannes die Doper praat hier, wie? Hy sê, ek doop julle met water tot bekering. Hy sê, maar daar's iemand, dis Jesus Christus, wat na my gaan kom. Hy gaan kom om julle te doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is 'n Heilige Gees tipe vuur. Nee? Dan sê hy, en ek wil weer hê, ons moet let op vers 12. Hierdie is baie ernstig. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf
sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. Sy skop is in sy hand. Julle, in daai tyd was 'n skop dit wat hulle, as hulle van die land af die kaf en die koring versamel het, dan dit op die dorsvloer gegaan. Julle, en dan het hulle met daai skop dit in die lug opgegooi, dan dit wat nie gewig gehad het nie, wat die kaf is, dan kom die wind, dan waai hy dit weg, en hy waai dit weg, dan val die koring elke keer op die dorsvloer. O, julle, weet julle wat? As ek en jy nie die vrug van die Heilige Gees in ons lewens het, en in die liefde van God beweeg nie, julle, dit is almal mense wat by mekaar gemaak word op Jesus Christus se dorsvloer. Mense wat hulle self Christene noem, en mense wat waarlik kinders van die Here is, almal word saam in een kerk byvoorbeeld, 'n dorsvloer, word hulle saam by mekaar gemaak, maar dan kom Jesus Christus met sy Heilige Gees en met sy vuur, en hy kom doen 'n werk in daai kerk, en dan sal jy sien, dan vererg mense hulle vir die reguit prediking van die woord, en dan verlaat hulle die kerk. Jy sien, dan verlaat die kaf die dorsvloer, en die wind waai hulle weg. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, sy koring in die skuur saambring, die skuur die hemel, maar die kaf sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. Ek wil met groot erns vandag vir julle sê, julle, die vrug van die Gees sal maak dat jy gewig het. Dan sal die wind en die winde van hierdie lewe jou nie weg kan waai nie. Want deur die Heilige Gees vrug het jy gewig in Christus. En as die omstandighede van die lewe kom en hy gooi jou in die lug op, dan sal jy terug op die dorsvloer land, want jy het gewig in Jesus Christus deur die vrug van die Gees. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. O Here, ek bid en vra, Vader, Here, dat U vir ons die vrug van die Heilige Gees, Here, in ons lewens sal gee, dat U dit sal vasmaak, Here, dat dit geplant sal wees binne in ons, Vader, en dat daar 'n sterk begeerte in my en in elke persoon sal wees, om die vrug van God in ons lewens te kan dra, na te jaag en te kan hê. Here, ons dank U daarvoor. En nou ons vang ons in Jesus se naam. Liefde, seëning, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.